Dis 5 minute oor 8, ek wag net vir Herman Pretorius om in te kom, hy behoort seker nou binne enkele oomblikke in te wees, en dan kan ons verder met hom gesels oor die onteieningswet en die onteieningsmafia. Ek wil eintlik 'n langer gesprek met hom hieroor hê, so ek wil met hom reël of ons dalk môreoggend verder sal kan gesels oor hierdie saak, want ons het net so 10 minute met hom vanoggend. Hier kom hy ingestap. Dis Herman Pretorius van die Instituut vir Rasseverhoudinge. Goeiemôre Herman, baie welkom. Môre Isak, dit is goed om weer hier by julle aan te sluit. Dis lekker om vir jou hier te hê. Ek wil sommer net voor die tyd met jou reël. Daar's nie 'n kans dat ons môreoggend net na 7 hierdie gesprek met jou verder kan doen nie, want ons het net omtrent so 10 minute voor Andrei Vlok by ons moet aansluit. So net om 'n paar in die lig praat nie, Isak. So, jy moet sien, ons is vanoggend vir die eerste keer op TikTok, jy moet die ouens hierso sien vloek, hoor. Wel nee, goeiemôre aan die Chinese Kommunistiese Party. So, yes, nee, môreoggend is reg. Okay, fantasties. Dan kan ons môreoggend verder. Herman, die saak waaroor ek met jou wil gesels is die onteieningswet en dis 'n aanleiding van 'n artikel by Daily Friend, The Lie of the Land, a response to Nkanyiso Gumede. En dan lewer jy kommentaar hierop wat of jy maak 'n aanhaling wat sê this act risks the creation of a vicious new expropriation mafia that will leverage the threat of expropriation to extort payoffs from cowed property owners. En dit klink nie vir my lekker nie, hoor. Nee, kyk, dit so wat ek daarmee bedoel is dat in Suid-Afrika mense neem aan dat die onteieningswet eintlik maar net gaan oor die staat of die regering, en jy weet daar's dalk die nasionale regering en die plaaslike regering en die provinsiale regerings wat, jy weet, hierdie magte uit die onteieningswet ontvang. Maar volgens die grondwet en volgens hierdie wet het elke staatsorgaan die onteieningsbevoegdhede wat in die onteieningswet uiteengesit is. Nou, ek kon nog nie presies pyl hoeveel sulke gesagte daar in Suid-Afrika is nie, maar ek moes ophou tel by 426. Daar is ten minste 426 onteieningsgesagte in Suid-Afrika wat deur die onteieningswet die kapasiteit gegee word om alle eiendom te onteien onder markwaarde en om onroerende eiendom, grond, te onteien vir 0 vergoeding. So, wanneer ons dan kyk na hierdie onteieningsmafia, kan mens baie maklik sien, en mens sien dit ongelukkig reeds in jou landelike munisipaliteite, waar die finansiële druk groot is, waar die geld gemors word, waar die ouditeur-generaal se span daar inkom en amper 'n beroerte kry van pure angs. In hierdie munisipaliteite het jy al reeds 'n probleem met daai munisipaliteit en die onteieningsgesagte se vermoë om hulle eie bates onder beheer te hou, hulle eie geldsaake gebalanseer te hou, en mens sien al reeds 'n lelike magsmisbruik. Enigiets van, jy weet, 'n bietjie 'n omkoopgeldjie vir 'n tender, 'n omkoopgeldjie vir 'n werk, seks vir werk, jy weet, hierdie tipe mentaliteit van die amptenary klas om mense af te pers met die mag wat hulle het, is al reeds baie bekend. Ek dink veral in ons landelike gebiede sal almal 'n storie daarvan hê. Nou vir hierdie mense wat basies afpers om hulle self te verryk of afpers om op te maak vir die wanbesteding of die wanallokasie van hulpbronne, vir hierdie mense gee ons nou onteieningsbevoegdhede deur die onteieningswet. En daarin sien mens die onteieningsmafia se saadjie wat geplant word.
As soek jy 'n RDP huis, my maggies, weet jy, dit sal nou sleg wees as iets met daai besigheid perseel van jou broer gebeur. Soek jy dit, weet jy, dit sal nou sleg wees as daai eiendom van jou dalk in iemand anders se hande val. En omdat die wet so vaag is, omdat daar teenstrydighede tussen artikel 8 en artikel 19 is, wanneer dit kom by waar die hof mense kan beskerm in die proses, het die onteieningsmafia op hierdie wet se inhoud 'n ongelooflike groot doel om hulle opportunistiese balle voor te skop. En dit is 'n sinistere idee wat kan begin plaasvind en sy tentakels deur die hele land versprei. So mense wat vir ons probeer beduie dat hierdie wet het nie risiko's nie, hou nie risiko's in nie en dis 'n onskuldige wet, is eintlik besig om ons te mislei of hulle verstaan nie wat die wet beteken. Ja nee, dis onkunde of oneerlikheid, ek's bevrees. Mense wat sê hierdie wet dra nie risiko's nie. Selfs mense wat in gunste is van die vernietiging van eiendomsregte kan nie na hierdie wet kyk en dink dis 'n sinvolle wet nie. En my stuk het ek geskryf in reaksie op meneer Gumede wat werk vir PLAS, die Poverty, Land and Agrarian Studies eenheid. En hulle is oor die algemeen, dis 'n roesholse mense, hulle is oor die algemeen heeltemal saggies verwelkomend van, soms nie so saggies nie, verwelkomend van die vernietiging van eiendomsreg. En meneer Gumede maak die punt dat hierdie wet maak dit nou moontlik om geregtige of equitable toegang tot grond vir alle Suid-Afrikaners te gee. Maar dis 'n leuen. Of meneer Gumede het nie die wet gelees nie, of hy het die wet gelees en besluit hy moet daaroor lieg. Want hierdie wet bevat geen meganisme om werklik toegang tot grond te bied aan enige iemand behalwe hierdie 400 plus onteieningsgesagte nie. Hierdie wet is nie 'n bemagtigingswet om grond weg te gee of eiendom weg te gee nie, net om te vat. En dis daai onteieningsmafia, daai expropriation mafia, wat daai vatbevoegdheid basies onbeperk ontvang, veral ten opsigte van grond. So as iemand vir jou sê, ag dis fyn, alle lande het onteiening, ja, maar alle lande het nie hierdie tipe onteiening nie. Alle lande het nie hierdie tipe korrupsie in die onteieningsmafia nie. Ander lande het nie die kwessie van die opgeblaaste honger na grond wat net 'n politieke skopbal is nie. So dit is 'n leuen as hulle sê dit is vergelykbaar met ander lande se. Dit is 'n leuen as hulle sê dit is maar net 'n opdatering van die 1975 onteieningswet. Dit is 'n wrede stuk wet, dit is 'n onbeperkte stuk wetgewing, dit gee meer as 400 entiteite in 'n land wat reeds sukkel met korrupsie onbeperkte mag om grond te konfiskeer in die publieke belang. Kan ons asseblief môreoggend net na 7 so bietjie dit gaan uitpak, dit so bietjie die wet vir die mense gaan wys en sê hierso, kyk hierso. Graag. Ek praat môreoggend met jou. Herman, ons het gister begin om te gesels en ek wil hê ons moet dalk net weer daar wegval. Want die beginsel van 'n onteieningsmafia binne die kultuur van mafias wat ons in Suid-Afrika het, dis baie kommerwekkend. En hierdie wet lyk vir my, as ek vir julle by die instituut reg verstaan en ek verstaan die ander ontleeders reg, hou geweldige groot risiko's in, nie net vir wat ons kan verloor nie, maar vir wat hierdie onteieningsmafias kan doen. Ja, so een van die eerste projekte waaraan ek gewerk het by die instituut toe ek by aangesluit het in die middel 2019, was 'n projek saam met my kollega Terence Corrigan, waar ons gaan kyk het na 'n statistiese korrelasie tussen menseregte en eiendomsregte. En van 'n stuk of 20 Afrika lande was dit duidelik dat die lande met die sterkste eiendomsreg was ook die lande met die sterkste sosio-ekonomiese vryhede. Met een uitsondering en dit was Rwanda.
Daar was 'n situasie dat die Rwandese beleid was van so 'n aard dat die regering meer mag gehad het om eiendom te vernietig, maar tog as gevolg van ander omstandighede was die Rwandese ekonomie sterk op sekere pilare. Maar wat ons daar gesien het is daar's 'n baie duidelike korrelasie tussen hoe seker mense kan wees dat hulle huis besit, hulle plaas besit, hulle besigheid besit. Met in vergelyking met hoe gelukkig hulle kan wees. En ek kan onthou dat ons na voorbeelde van vrouens in Malawi wat deur die patriargale tradisionele gesagte daarso beduiwel word, omdat vrouens in daai tradisionele regsopsette nie vreeslike sterk eiendomsreg gehad het nie. So paas wat nie seuns gehad het nie, wat hulle plase wou laat erf aan hulle dogters, het dit bemaak in die testamente. Maar tog, wat in 'n klomp gevalle gebeur het, is dat jou plaaslike big chief in die tribalistiese stelsel eenvoudig daai wense in die testament geïgnoreer het en die plaas gegee het vir 'n manlike verkose erfgenaam wat gewoonlik lojaal is aan natuurlik hierdie tribalistiese hoofman. So die data wys vir ons in Afrika, in Zimbabwe, in Venezuela, in die Sowjetunie, dat waar jy nie seker is dat wat joune is en dat die staat 'n vermoë het om eens eenparig en skielik 'n besluit te neem om te sê, weet jy, daai pensioenfonds is nie meer joune nie. Daai kar, daai stuk grond is nie meer joune nie. Beteken dit jou burgery onmiddellik verloor die basis van sosio-ekonomiese deelname. As jy in 'n situasie is in Venezuela waar jy 'n oppositieleier is en jy is dalk net aan die begin van 'n belovende politieke loopbaan en die regering kom na jou toe en deur 'n notaatjie of 'n wink of 'n skouer of 'n 'n sinistere, duistere manier sê vir jou, weet jy, dit sal nou vreeslik sleg wees as jy aanhou met hierdie politieke oppositie, want jou huis mag dalk net verlore gaan, en ons wil nie dit hê nie, wil ons. So mense hoef nie ver die verbeelding te strek om te sien hoe daai selfde onteieningsmafia gesindheid in Suid-Afrika ook kan posvat nie. Die data wys dit vir ons, die verbeelding kan vir ons die prentjie mooi skets van hoe die burgery tweede kom in 'n kompetisie tussen hulle en 'n staat wat kan besluit, daai huis van jou, daai pensioen van jou, daai huis of van jou kind, of daai plaas van jou, daai besigheid van jou, weet jy, sal dit nou nie sleg wees as ietsie daarmee gebeur nie. Dink net aan AfriForum en solidariteit, maak nou kwaai vriende met die regering hierso. Cyril is briesend. En AfriForum en solidariteit het bates. Die onteieningswet kan gebruik word eenvoudig om AfriForum en solidariteit se kantore in Kloofsig te onteien. En artikel 12.3 van die wet is nie 'n geslote lys nie. So daar hoef nie te staan, weet jy, hulle is besig om hoogverraad te pleeg nie. Nee. 426 onteieningsgesagte bestaan in Suid-Afrika wat agter hierdie tipe mense kan aangaan. Ek sê nie gaan nie, maar kan. En dit is wat mense dalk kan noem die swaard van Demosthenes, wat hang soos 'n valbuil oor jou nek as 'n burger, wat onmiddellik jou vryheid, jou sosio-ekonomiese en politieke interaksie met die powers that be bekrenk, begrens en 'n bietjie meer spanningsvol maak. Maar nou sal mense wat kritiek lewer hierop en ter verdediging van die wet sal dan nou sê, maar jy's Herman, jy's nou besig met fearmongering en besig om mense onnodig op 'n knop te jaag. Jy het nie feite agter jou nie, en wat sal mense dan antwoord? Wel, die enigste keer wanneer ek
fearmonger is wanneer ek dink daar's iets om te vrees. Ek is nie 'n fatalis of 'n alarmis in my wese nie, maar ek sou vir mense sê die gevaarlikste sentiment in geskiedenis is, ag weet jy, dit kan seker nie hier gebeur nie. Dit is, ek het met 'n ou analis uit Zimbabwe gepraat en hy het vir my op 'n stadium, nie ek nie, ek en my baas het, 'n vorige baas het met hom gepraat en hy het gesê sy grootste punt van selfverwyd is dat toe die grondwetlike amok begin gesaai word in die vroeg 2000s in Zimbabwe, het hy nie sterk genoeg kapsie gemaak en die mense gewaarsku en gesê, hierdie kan baie lelik word nie. Hy het gedink, weet jy, dit kan sekerlik nie gebeur nie, hy was verkeerd en die res is 'n tragiese geskiedenis. So die eerste ding wat ek sou sê is, lees die wet. Eerlikwaar, lees die wet. Artikel 12.3 sê dit in die glashelderste woorde wat jy kan dink, dat daar so 'n oop lys omstandighede waaronder grond onteiening kan word vir geen remunerasie. Die tweede ding wat ek sou sê is, gaan kyk na magsmisbruik reeds aan die gang in Suid-Afrika. Gaan kyk na ons townships en ons landelike gebiede, die tipe extorsies wat reeds daar aangaan vir mense om net eenvoudig te behou wat hulle sinne is. Gaan kyk na die seksverwerkskandale wat ons kry in baie van die plattelandse munisipale aanstellingsstrukture. En sê vir my, gaan kyk na state capture, gaan lees die Zondo-verslag, gaan loer 'n bietjie wat sê Bosasa se dokumente van ouds, en sê vir my eerlikwaar dat hierdie is mense wat nie mag misbruik nie. Dit dink ek is 'n waterskeidingsvraag wat jou of sit aan die kant van realiteit en vrees teenoor hierdie wet, of naïwiteit en steun. Maar gepraat van daai naïwiteit, want dis nou, ek sit nou juis en dink terwyl jy so praat, so dit wil vir my, en ek maak nie 'n stelling nie, ek sê dit in 'n vraagvorm. Dit wil vir my lyk, as 'n mens hierdie ding gaan verdedig op grond daarvan, dat jy 'n geloof het dat die regering jou as burger se hierdie regering, jou as burger se beste belang op die hart het, is 'n groot stuk naïwiteit. Ek stem saam. En ek was geskok 'n paar weke gelede toe ek in 'n TV-gesprek betrokke was met Ernst van Sail van AfriForum, Matthew Parks van Kusatu en Ruth Hall van Plaas. En Professor Hall het in reaksie op wat Ernst gesê het, erken dat hierdie regering kan mens nie vertrou om hierdie beleid toe te pas nie. En haar woorde was, maar dit moet ons nie keer om progressiewe beleid te probeer najaag nie. Nou ek dink meeste Suid-Afrikaners sal nie tevrede wees met daai antwoord nie. Professor Hall mag dalk tevrede wees om te sê, weet jy, kom ek gee hierdie regering wat ek nie vertrou nie, enorme mag in die ideologiese hoop dat ons iewers uitkom by 'n regering wat hierdie magte sinvol kan gebruik. Dit is dalk goed genoeg vir haar, maar ek is bevreesd, dis nie goed genoeg vir my nie, en ek is bereid om geld daarop te sit dat dit nie goed genoeg is vir meeste Suid-Afrikaners nie, veral nie swart landelike Suid-Afrikaners wat 'n dag tot dagse ervaring het met die inherente kriminaliteit van die gesagte in hierdie land nie. Die krisis van naïwiteit is dat mense wil nie die moeilike vrae beantwoord nie. Maar as ons onsself gaan afvra, dan gaan ons by 'n gevolgtrekking moet uitkom wat of sê die staat verdien hierdie vlak van vertroue of die staat verdien dit nie. En ek dink meeste Suid-Afrikaners het genoeg data nou al om hulle by een van daai twee uitkomste te kan skaar of nie. As dit alarmisties is, ek is jammer, maar soms lui 'n alarm want die oogies sien regtig ietsie raak. Soms is daar 'n vals alarm of 'n kat, maar soms is daar 'n boef.
Ek lees nou die dag Wandile Slobo se verdediging van die onteieningswet, maar nou is dit verskriklik ironies dat in sy verdediging volgens my, en ek gaan sit dit nou op jou tafel, stel hy eintlik juist die hengse groot risiko wat hierdie ding instel. Hy skryf, I must agree that the definition of expropriation remains a concern and we will need to watch how it is applied and interpreted by the courts. This definition could exclude all instances where the state does not acquire the property but nevertheless limits the owner's rights to such an extent that it becomes of no value. In my beste Vrystaat Engels. Hoop ek jy kan dit verstaan. Ja, nee, maar ek is seker jy het dit ook gelees. Ja, ek het dit gelees, Isak. En wat die tragedie van meneer Siglobo is, ek dink hy is veel te veel van 'n politieke speler om sy analise sonder vrees vir nagevolge te maak. Hy was al deel van presidensiële adviespanele. Agbus, die entiteit by wie hy hoofekonoom is 'n vernoot in baie vlakke van die regering. So hy het nie die vryheid wat iemand soos ek het om eenvoudig te sê wat ons sien nie. Hy moet dit kussen in, jy weet, diplomatisiese taal van it remains a concern. Ek bevrees dit is nie genoeg om my rustig te maak nie. Die meneer Siglobo is 'n baie gerespekteerde ou. Ek sou enigiemand aanbeveel om sy werk te lees. Maar ek dink hy is in 'n situasie waar die waarheid van sy analise beperk word deur die politieke gevolge, sou hy daai waarheid ten volle meedeel. En wat mense moet verstaan is, die alarm wat ons lui oor onteiening is nie dat elke stukkie eiendom wat jy het, gaan gevat word nie. Die vrees is dat dit kan gevat word. Nou ek kan dit verduidelik deur twee metafore. Die ene is, as ek parkeergarage in middestad Johannesburg het, en ek wil hê mense moet, dit is naby aan die hof, dis in die middestad, dis naby aan binnelandse sake, ek wil hê mense moet hier kom parkeer. En ek sê vir hulle beste pryse, beste parkering, sekuriteit, maar oor die ingang sit ek 'n banier op wat sê, by the way, as jy terugkom, mag ek dalk jou kar gevat het vir myself. Ek sê nie ek gaan nie. Ek mag dalk iemand anders se kar gevat het, dis dalk nie joune nie, hier's 100 karre in hierdie garage, ek gaan waarskynlik 1 of 2 van hulle vat, en daar's 'n goeie kans dat dit nie joune is nie. Hoeveel mense sal by daai garage parkeer en betaal? Die ander metafoor wat mense al kan gebruik is, ek begin 'n verhouding met 'n meisie, en ek sê vir haar, weet jy, ek is baie lief vir jou, jy is baie oulik, ek sien 'n toekoms, ek gaan jou dalk slaan. Ek sê nie ek gaan jou slaan nie, maar ek behou die reg om jou te mishandel. Dink jy vir een oomblik daai meisie sal gaan, ag weet jy, hierdie is my droomman? Nee, die vrees van so 'n reg wat voorbehou word, wat toksies is, affekteer die onmiddellike waarde van enigiets. Jy dink onmiddellik, dis minder werd my geld om in daai parkeergarage te gaan parkeer, en die meisie kyk na my en gaan, dis minder, my tyd is nie werd om in hierdie ou te belê nie. En dis die probleem. Die moontlikheid van 'n erf, van 'n stuk grond, van 'n pensioen, wat onteien kan word, wat nie meer myne kan wees nie, sny onmiddellik in die waarde in, en ons kan amper terugkom by ons gesprek oor geld aan die heel begin. Want waarde van 'n stuk grond of van 'n bate is gekoppel aan die persepsie van hoe nuttig daai bate kan wees. As ek en jy 'n kar by mekaar koop, of as ek aan jou 'n kar wil verkoop en ek sê hy's R20.000, maar oor 5 jaar gaan ek hom dalk terugvat. Onmiddellik gaan jy gaan, hierdie is nie meer R20.000 werd nie. Ek sal dalk R4.000 hiervoor betaal. Daar is dalk nog 'n bietjie waarde, maar die waarde het verminder. En dis die probleem. Ons boere wat afhanklik is van hulle bates se waardes vir enorme lenings om te kan plant, om te kan saai, om toerusting te kan koop, van oesseisoen na oesseisoen. Hulle verloor sekuriteit, hulle verloor geldwaarde, want hulle bate het nie meer die sekuriteit wat dit 10 miljoen gemaak het nie, dis dalk nou 7 miljoen. So ek sê nie dit
alle bates onmiddellik uit nie. Ek sê nie alle bates gaan onteien word nie. Ek sê nie dat die persepsie van die risikopremie wat styg, het 'n onmiddellike effek op bates wat uitgewis word in waarde. Maar Herman, hier's meer as net private eiendomsreg, my stukkie grond, my plaas agter dit, is dit nie, want dit gaan ook hier oor die potensiaal, wel nie net die potensiaal, hierdie wet het meer as net die potensiaal om voedselsekerheid te bedreig, en dis een van die belangrikste beginsels, dink ek, wat jy in 'n billike, 'n samelewing wat billik geregeer word kan hê. Die oomblik as jy dit bedreig, is jy op baie gevaarlike grond. Absoluut, en die vrees daar natuurlik is dat dit is, ons het al reeds 'n voedselproduserende landbougemeenskap onder enorme druk. Ons sit al reeds met die realiteit van kriminele inperkings op hulle vermoë om te kan produseer, veediefstal, plaasaanvalle. Hierdie dinge maak dit alreeds 'n hoë risikobedryf. Dan sit jy nog by Suid-Afrika se klimaat, wat nog nooit vir sissies was nie, waar jy risiko's vat, wat stadsjapie soos my se geloof sal toets tot breekpunt. So alreeds is ons in 'n hoë risiko opset in opsigte van voedsel. Nou in plaas daarvan om te gaan, weet jy, kom ons minimaliseer die risiko's wat ons voedselprodusente moet trotseer, sit ons nou 'n baie erge risiko hierby, waar jy nie net die aanloklikheid van 'n boerdery beperk en te sê, weet jy, jy sê vir 'n klomp generasies, weet jy, die risiko is nou te groot. Jy gaan jou huis, jou erfenis verloor, weet jy, ek tree terug, ek verkoop my plaas, ek word iets anders, ek gaan, jy weet, gaan na die Waterkloof Marina in Pretoria, wat ook al. Maar ook daarbey saam het jy 'n tasbare effek op die finansiële lewensvatbaarheid. Want die sekuriteit van bates is die lewensbrood van jou seisonale boerderyrisiko's. Maar Isak, wat dit eintlik nog erger maak, is dat hierdie is nie net beperk tot grond nie. Dis nie net, en op 'n manier moet ek dit so stel, daarso is, ons moet onsself nie laat mislei dat daarso is markwaarde, geen waarde, en iewers in die middel kry ons 'n kompromie nie. As mense sê, ek het 80% van markwaarde aangebied, dan in ons koppe sielkundig mag ons al gaan 80% van markwaarde teiken. Vat dit kan baie erger wees. Die probleem is, 80% van markwaarde is nog steeds 20% verlies op jou bate. As mense dit so wil sien, as jy 80% van jou pensioen behou, het jy 20% daarvan verloor. As jy 80% vergoeding kry vir jou plaas, is 20% van jou plaas vir geen vergoeding onteien. So wanneer ons hier praat van eiendomsreg, is die voedselsekuriteit 'n enorme en dwingende krisis. Maar ons kyk ook hier na pensioenfondse. Ons kyk ook hier na intellektuele goedere. En president Ramaphosa het gister gesê, pensioenfondse is weer op die tafel om te betaal vir infrastruktuur, nadat ons by die ERR paar jaar gelede die beleid daarom in die kom begrawe vir 'n wyle. So ek probeer nie alarmisties wees nie, maar daar's genuine vrese. Ek voel, Herman, ek het vir jou gesê, ons gaan net so 20 minute gesels, maar het jy nog 10 minute vir my, asseblief? Weet jy, Isak, vir jou en die podders altyd. Asseblief, want ek wil nog, daar's nog so 2 of 3 vrae wat ek vir jou moet vra. Met dit gesê, word daar nou by die ouens wat die wet verdedig, gesê, ja, maar kyk hoeveel grond besit wit mense, wit boere. En ons het nou die dag daaroor gesels, maar ek wil net weer 'n punt daarvan maak. Daar word baie verkeerde syfers rondgegooi, en Martin het dit ook nou die dag vir ons uitgewys. Dat daar word 'n baie skewe prentjie van grondbesit in Suid-Afrika weergegee deur die verdedigers van hierdie stuk wetgewing. En dit is nie net op die verdeling van grond volgens ras waar hulle in die moeilikheid kom ten opsigte van hulle analise nie.
Daar is ook die probleem dat grond, ongelukkig vir hulle, eenvoudig nie die hoë vlak prioriteit is wat hulle maak asof dit is nie. Die kwessie van grond. Elke jaar toets die Instituut vir Rasverhoudings deur meningspeilings wat polities al bewys is as akkuraat met verkiesingsuitkomste en so aan. Wat is die prioriteite van Suid-Afrikaners? Altyd bo aan die lys, werkskepping. Amper altyd onder of tweede laaste of derde of vierde laaste uit 'n lys van 18 prioriteite is grond. Daar is nie hierdie pruttende hongerte na grondregte nie. Dit is ongelukkig iets wat polities opgesweep word vir ander bedoelings. Want hierdie is 'n staat wat bates desperaat nodig het. So die eerste punt wat hulle maak, wat oneerlik is dat daar hier honger vir grond is. Die tweede punt wat gemaak word, is dat hierdie data van 72% van grond is in wit hande. Soos ons laas ook gesê, dit kyk nie na die volle prentjie nie. Dit kyk nie na grond in trustbesit, soos die Ingonyama Trust nie. Dit kyk nie na grond in staatsbesit, soos die Kruger Wildtuin of Eskom se gronde nie. Dit kyk na net 1/3 van die totale grondoppervlakte van Suid-Afrika, maar selfs binne daai derde is daar enorme onsekerheid oor hoe hulle uitgekom het by daai syfer. Een van die probleme met daai syfer, hy neem nie in ag dat daai grond dalk tot onlangs, tot kort voor 2017 toe die grondaudit gedoen is, neem nie in ag dat daai grond dalk in swart besit was tot 2015 en toe het 'n wit persoon dit gekoop nie. So dit aanvaar maar net die besit wat in 2017 die geval was, is nog altyd die besit, is nog altyd die rasseverskynsel van grondbesit. En dit is ongelukkig nie waar nie. Daar is miljoene hektaar grond wat van swart na wit en wit na swart verkoop is tussen 1994 en 2017 toe hierdie grondaudit nou saamgestel is. Die ander probleem natuurlik is ons het nie meer 'n wet op bevolkingsregistrasie nie. Die 1950 wet op bevolkingsregistrasie was die wet wat bepaal het wanneer is jy wit en wanneer is jy swart. Dit het die hele rasseklassifikasiestelsel geskep en basies die potloodtoets ingebring. Nou nie in soveel woorde nie, maar ons kan daaraan dink as die potloodtoetswet. Hierdie wet word herroep in 1991, met ander woorde in 1991 verloor die staat amptelik sy vermoë om te sê jy is wit, jy is swart, jy is kleerling, jy is 'n Indiër. Hulle verloor dit. Die staat het nie meer statutêr daai vermoë om te kan sê wanneer iemand wit of swart is nie. Maar nou het die staat gaan verdeel volgens ras. Hoe weet hulle? Wel, hulle het, ek dink, die metodologie wat hulle gevolg het, is hulle het gegaan op vanne. As jy van 'n Westhuizen is daar 'n goeie kans dat jy 'n wit man is. As jy 'n Mokonyane is daar 'n groot kans dat jy 'n swart mens is. Maar dit is ook nie 'n betroubare metodologie nie, want daar is bruin van Westhuizens en glo my daar is ook swart van Westhuizens. Die probleem met hierdie hele situasie is dat die basiese metodologie so korrup en so pervers was dat die staat self moes erken dat daar is metodologiese tekortkominge in daai audit. So wanneer mense kom met hierdie ding van wit mense besit 72% van die grond. Dis nommer 1 nie waar nie, maar sou dit waar wees vir die derde van Suid-Afrika wat in privaat besit is dit in elk geval misleidend, moontlik akkuraat, maar nie iets waarop jy die basis van so 'n fundamentele besluit kan bou nie. En wat mens ook moet daarby noem, is natuurlik dat 'n hektaar grond in die Transkei en 'n hektaar grond in die Karoo nie dieselfde waarde is. Van die geilste, mees waardevolle landbougrond is in die voormalig Duitsland gebiede, wat hoofsaaklik in trust besit is. So as ons wil gaan en sê, oom Jan, jy besit 'n hektaar in die Karoo, en 'n hektaar in die Oos-Kaap is presies dieselfde. Met ander woorde, ons moet kyk na daai twee goeders en hulle deel maak van 'n gesamentlike persentasie, is dit bloot ekonomies en landbouskiklik onkundig.
'n hektaar hier en 'n hektaar daar is nie dieselfde werd nie. So dit is hoogs twyfelagtige statistiek daai, en mense wat dit gebruik is of oneerlik want hulle weet hierdie goeders, of onkundig want hulle weet dit nie. Maar dit is 'n basis van 'n baie misleidende. En altyd is erg, altyd is ewe erg. Yes. Ek wil afsluit. Michael Morris skryf in The Daily Friend met in sy oordenking hieroor, sluit hy af. Hy sê, in some then an expropriation act that fails to set down unambiguous and limited conditions for taking people's property, explicitly grounding the procedure on the simple justice of market-related payment in compensation for taking property for a genuine public purpose, is a peril to us all, but chiefly to those millions of South Africans who in 2025 are still without property rights. Allowing the state to rob others of their rights will not correct the deficiency, only deepen it. Ek kan nie genoeg met Michael saamstem nie. Hy het 'n manier om dinge te skryf, hy het 'n pen wat, jy weet, kan dig met beleidsake. Maar dit is tragies. Daarso is 'n aspirerende klas van Suid-Afrikaners, hoofsaaklik swart, wat in die middelklas wil inbeweeg. Om die middelklas in te beweeg is die opbou van bates, van welvaart, 'n absolute kritieke boublok. En onteiening sonder vergoeding ondermyn daai stap. Dit maak dit moeiliker om daai spaargeld, daai pensioen, daai huis, daai besigheid op die spel te kan plaas vir toekomstige welvaartbouery. En dalk net 'n laaste punt. Ons moet ook besef, en ek gaan nie hier te diep in 'n tegniese ding ingaan nie, maar as ons kyk na RDP-huise, moet ons besef dat die staat se gesindheid was nog altyd, of die ANC se gesindheid, en groot dele van die apartheidregering se gesindheid was, ons sal vir jou plek gee om te lewe en te sterwe, maar ons gaan nie vir jou eiendom gee nie. 'n RDP-huis kan nie verkoop word soos wat ek en jy ons huise kan verkoop nie. Dis nie 'n ekonomiese bate nie. Jy kan nie 'n lening daarteen uitneem om jou kind universiteit toe te stuur nie. Jy kan nie 'n lening daarteen uitneem om 'n besigheid te begin nie. Dit is 4 mure en 'n dak waar jy kan leef, asemhaal, eet en sterf. Dit is nie 'n bate nie. Dit is 'n tipe van 'n dealer, 'n drug dealer sentiment van ons hou jou net naby genoeg aan ons substans, maar jy mag nie verder gaan nie, want dan verloor ons jou. Daarso is iets baie siek in die paternalistiese infantilisering wat hierdie regering doen met veral swart Suid-Afrikaners, wat na die middelklas toe wil deurbreek, wat eiendomsreg wil hê, maar wat net ontken word op sulke duistere maniere. Ons praat baie van petty apartheid. Daarso is petty onteiening, daarso is petty ondermyning van eiendomsreg. En goedjies soos RDP-huise vorm deel daarvan. Herman Pretorius, baie dankie. Dit was nou 'n lekker gesprek geweest. Regtig dankie dat jy so lank vir ons tyd gemaak het. Vreugde en 'n voorreg soos altyd. Groetnis Herman. So, dis 'n diep gesprek. Dankie Herman. Ek sal hierdie gesprek uithaal en hom ook op sy eie publiseer.